Die kommissaris van korrektiewe dienste, Tom Moyane, het berigte bevestig dat die veroordeelde oud-polisiekommissaris Jackie Selebi te siek is om uit die hospitaal ontslaan te word. Hy sê sy departement is deur dokters van die Steve Biko Akademiese Hospitaal in Pretoria meegedeel dat Selebi se toestand dit nie moontlik maak dat hy oorgeplaas kan word nie. Daar sal dus voortgegaan word met sy hospitaalbehandeling. 'n Gesamentlike nuuskonferensie sal Woensdag deur dokters, die departement en Selebi se familie gehou word. Die Oos-Kaapse Hooggeregshof in Bishu het die saak tussen SADU en die provinsie se departement van onderwys oor die afdanking van meer as 4000 tydelike leerkragte tot die 27ste Januarie uitgestel. Die vakbond het die saak aanhangig gemaak in 'n poging om die departement te keer om tydelike werkers se kontrakte te beëindig. Die departement het verlede maand bekend gemaak dat hy alle kontrakte gaan opsê wat vanjaar gesluit is. Die prokureurs van albei partye het tot die uitstel van die saak ingestem omdat die onderwysdepartement nie sy teenargumente betyds kon afhandel nie. SADU se provinsiale sekretaris, Makekeleri Ndongeni, sê vertragingstaktieke deur die departement dompel die onderwysstelsel in die provinsie net dieper in chaos. Shell se brandstofaanleg by Alberton is weer in bedryf nadat dit verlede Vrydag afgeskakel moes word weens 'n lekkasie. Die maatskappy sê vordering word gemaak om volle produksie weer op dreef te kry. Die verwagting is dat dit oor die naweek sal gebeur. Talle vulstasies in Gauteng het die afgelope paar dae nie brandstof gehad nie, omdat voorrade nie afgelewer kon word nie. Die nie aangestelde hoof van Atletiek Suid-Afrika, Frik Vermaak, het die dood van die voormalige langafstand atleet Zitulele Sinkwe as 'n groot verlies beskryf. Vermaak was saam met Sinkwe 'n kommentator vir die SAIK en ook vriende. Die tweemalige kampioen van die 2 Oseane marathon en gesamentlike wêreldrekordhouer is gisteraand in 'n ongeluk in Mpumalanga dood. Vermaak sê Sinkwe was betrokke by verskeie komitees in atletiek en het ook baie gedoen om talent in sy provinsie te bevorder. Die Gautengse departement van gesondheid raai mense wat kontak gehad het met Dave Dennett aan om hulle naaste kliniek te besoek om uit te vind of hulle breinvliesontsteking opgedoen het. Dennett, wat 'n uiters aansteeklike breinvliesontsteking het uit die Mamelodi Hospitaal buite Pretoria weggeloop. Die gesondheidsowerheid en die polisie soek na hom. Hy bly glo in Pomelong, uitbreiding 6 in Mamelodi. Volgens die Wêreldgesondheidsorganisasie kan die soort breinvliesontsteking erge breinskade en dood veroorsaak indien dit nie behandel word nie. Minstens 30 mense is dood en 55 beseer in 2 motorbomontploffings in Damaskus in Sirië. Volgens die land se veiligheidsdienste is Al-Qaeda vir die aanvalle verantwoordelik. Dit volg 'n dag nadat 'n waarnemerssending van die Arabiese Bond in die land aangekom het ter voorbereiding van 'n span wat sal ondersoek instel na die vordering wat gemaak word met 'n vredesplan. Syriese magte het begin om anti-regeringsbetogings te keer wat 9 maande gelede uitgebreek het en waarin sowat 5000 mense reeds dood is. Die eerste rugbytoernooi in Afghanistan het vandag afgeskop met die organiseerders wat hoop dat dit minstens net so gewild gaan word soos Buzkashi, 'n tipe polo waar daar met 'n koplose karkas van 'n bok gespeel word. Sokker en cricket het reeds vasdra plek in die oorloggetuisterde land gekry en geesdriftiges meen dat rugby in gewildheid sal toeneem, veral omdat dit baie soos Buzkashi is, maar perde nie nodig is nie. 10 spanne van verskillende provinsies in Afghanistan is in die hoofstad Kabul saamgetrek vir die land se eerste 7 toernooi. Die bestuurshoof van Afghaanse rugby, Asad Ziar, sê rugby is baie gewild en gaan een van die dae meer toeskouers trek as sokker en cricket.